Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Daar is 'n klomp verskillende gedeeltes wat ek eintlik wil lees, maar ek gaan net nou uitkom so 'n bietjie by Psalm 139. Maar ek gaan begin om vir die een of twee verse te lees uit Petrus, uit 1 Petrus. Uit 1 Petrus 4 vers 16. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van hierdie naam, moet hy God verheerlik, wat moeilik is. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaronder julle onderwerp is nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly, hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Hoofstuk 2 is daar ook 'n vers. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad. Nou, my tema is eintlik: het God nog 'n plan vir my lewe? Want my lewe voel baie keer so doelloos, so rigtingloos, so asof ek net maar bestaan en aankarring, maar ek lewe nie meer nie. Ek doen maar elke dag dieselfde tipe ding. En as ek op 'n stadium gaan sit en stil sit, dan dink ek, die lewe is nie meer die moeite werd nie. Of jy hoor baie keer mense sê, ek het my tyd gehad, jong. Of mense sê, my streepie is getrek, ek wag nou maar net vir daai oomblik. En dit kom uit die Griekse mitologie uit, ek sal net iets daaroor sê. Maar ek dink daar's baie van ons mense, veral miskien na aftrede en so aan, dat jy eenvoudig sê, wat is die sin van die lewe? Het God nog 'n plan met my? Het God vergeet van my? In Londen, in die Westminster Abbey, is daar 'n groot boek waarin die name opgeskryf is van die 60.000 mense wat gesterf het met die bomaanval op Londen. En elke dag is daar iemand wat gaan om die bladsy om te blaai. Van hierdie naamlys maak ek toe daai lys. Daarop val die lig vir een dag. Nou kan ek en jy dalk vra, het iemand nie al my lewe omgeblaai, dat ek absoluut voel ek is van nul en geen waarde nie? En as jy nie nou so voel nie, is daar miskien tye wat jy so gevoel het of gaan voel. Maar ek dink nogal dit is iets wat almal se lewenspad kruis. Want baie mense het nou nie meer die geld as hulle afgetree het om eenvoudig iets lekkers te doen waarna altyd uitgesien het nie. En jy kan jou dood bekommer oor môre en oormôre. Nou, broeders en susters, daar's baie goeie rede hoekom mense so kan voel. Ek sien dit maar as iemand sy man of sy vrou verloor het. Dan begin daai persoon absoluut vereensaam. Want baie gou het die vriende en ander mense van hulle vergeet. Jy het dalk die groot K opgedoen, kanker.
En jy wag as te ware jou tyd af. Wanneer gaan my einde wees, Here? Hoeveel dae is daar nog vir my oor? Sê die psalmdigter. Maak jy aan my bekend wanneer is my einde? So daar is baie goeie redes. Jy dalk jou kind verloor. Sjoe. Dis net 'n ding waaroor jy sekerlik nie kan kom nie. Wat logies is. Dat waaroms en hoekoms oor jou lippe rol en dat dit jou so begin opvreet soos 'n kanker van binne af. Want dis nie lekker nie. As jy dit vooraf geweet het, sou jy nooit 'n kind gehad het nie. Ek bid baie keer. Here, help dat my kinders nie voor my doodgaan nie, asseblief. So daar's baie goeie redes wat ons kan aanvoer waarom ons voel, ag, die lewe is nie meer die moeite werd nie. Jy kry dit tot selfs dat jou kinders so besig raak met hulle eie aktiwiteite en ons kleinkinders se aktiwiteite, dat hulle vergeet van jou. Hulle het nie eenvoudig meer die tyd om by jou uit te kom sommer nie. En dan begin jy vir jouself dink, maar ek het hierdie kinders groot gemaak. Het hulle van pa of ma vergeet? Het my vriende en familie van my vergeet? Ja, het gebeur elke dag. Dat jy kop onderste bo sit daar in die voorstoep en jy wens die dag van nou en vanmôre om. Ek wil graag vir jou 'n kykie gee in wat God van jou dink. Want onthou, ek het gevra, dink jy God het nog 'n plan met my lewe? Dan een van die mooiste psalms wat jy sekerlik kry, is die Psalm 139. Waar dit gaan oor die teenwoordigheid van God in my en jou lewe. Here, U sien dwars deur my. U ken my sit, my staan, my opstaan. U weet wanneer ek op reis gaan. U is met al my gedagtes goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U weet wat dit gaan wees. Here, U omsluit my van alle kante af. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te groot vir my. As jy bietjie verder lees in hierdie Psalm, dan staan daar: U het my gevorm, my aan mekaar geweef in my moeder skoot. God het my aan mekaar geweef in my moeder skoot met die fynste kunsnaaldwerk. 'n kenner van die molekulêre biologiese molekule praat oor die DNS wat in die eisel van alle lewende wesens voorkom. En hy sê 'n mikrobe, die kleinste lewende organisme, as jy dit sou kon meet, dan is dit so ongeveer 1 meter lank. Maar as jy die inligting wat daarop is, wat probeer in 'n boek vasvat, dan het jy 1000 boeke nodig om dit op te skryf. En daarom moet ek en jy weet, en ons moet onsself maar gedurig daarin herinner, dat ons God se maaksels is. Dat God my gewil het in my moeder skoot, het hy gesê, ek ken jou, ek vorm jou, ek maak jou aan mekaar, ek laat jou gebore word. Jy is myne.
En al sou jy nou vanmôre dink, almal het al van jou vergeet en jou verlaat, God sal dit nooit doen nie. Hy het dit konkreet kom bewys toe Jesus mens geword het op aarde en kom sterf het vir my en vir jou sondes. Daarom kan jy maar uitroep saam met die psalmdigter, waar dan heen tot U alleen. In hierdie toestand waarin 'n mens beland, noem dit nou maar depressie, noem dit maar moedeloosheid, noem dit maar vergetelheid, noem dit wat jy wil, begin jy later jou identiteit, jou eie ek, menswees, verloor. En dit kan wees, omdat ander mense goed aan jou doen, goed oor jou sê, jou afkraak, en jy begin naderhand dit glo. En die sielkinders sê hulle, jy begin naderhand wys, jy beteken niks nie, net om te wys hulle is reg. Kan wees dat ander mense. Kan wees dat jou omstandighede, daar waar jy tans sit, daar waar jy bly, is nou nie regtig die plek wat jy sou wou verkies het om te bly in jou lewe nie. Kan wees dat jou kop al so gedraai is deur al hierdie dinge, dat jy jouself elke dag afkraak en vir jouself sê, ek was nie goed genoeg nie, ek het dit nie gemaak nie. Want kyk na ander mense daar buitekant. Hulle het dit gemaak, ek nie. En dat jy self voel, jy baie keer wil in opstand kom teenoor die Here en sê, Here, waarom het jy hierdie goed oor my lewenspad gebring? Dis mos 'n bewys daarvan dat jy nie vir my omgee nie. Weet jy wat? As een ding wat soos 'n paal bo water staan en dat God ons nie net ken van die geboorte af nie, maar dat God een plan met jou en met my het, en dis die verlossing. Dit staan soos 'n paal bo water. Jezus het self in Lukas 19 gesê, ek het gekom ter wille van hulle wat ek wil red. Christus het sy lewe daarvoor gegee. Jy moet weet, jy is in God se boek opgeskryf en hy bly nooit om nie. Jesaja 49:16 sê, en God het ons in sy handpalms ingegrafeer, daai Hebreëse woordjie beteken ingetatoeëer. Hy sien my gedurig voor hom. Hy weet van jou en van my. Hy weet van jou einas en amens. Hy weet van die alleen nagte. Hy weet van die hartseer. Van die rou. Van die mislukkings. Maar hy het een ideaal is, en dit is voor oë, en dit dat hy my en jou wil red. En vir ons die ewige lewe laat beerwe. Daarom staan ons name in sy boek. Daarom moet ons ophou om te konsentreer op die negatiewe en op die omstandighede, want Viktor Frankl het ons nou die ding gesê, in Man's Search for Meaning, jy kan nie omstandighede kies nie, maar jy kan jou reaksies in die omstandighede wel kies. Jy kan kies wat jy vandag wil doen, hoe jy wil voel, hoe jy wil lyk en aantrek, hoe jy wil reageer.
En daarom wil ek so 'n paar dinge, enkele dinge by sê, want in die Griekse mitologie het ek net al gesê, in die Griekse mitologie het Jupiter en Zeus 3 godinne gehad. Hulle het bekend gestaan gesamentlik as Moira. En as een van hulle mense nou iets sou oorkom, dan sal hulle sê, Moira het dit besluit. Moira het besluit, dis nou die einde van daai persoon se lewe. Die streepie is getrek, soos ons sê. Die vraag bly, het God nog 'n plan vir my in die lewe? Het God nog tyd vir my? Het God vergeet van my? Nee. En daarom wil ek vir julle 'n paar dinge uitlig wat 'n mens kan doen. Die eerste ding is, probeer om goed te doen. Probeer om elke dag iets kleins, maar iets goeds te doen. Iets goeds vir iemand anders, wat jy sien wat sukkel, wat in nood is. Ons lewe mos nie net vir onsself nie. Dan is ons selfsugtig. Ons is gemaak om in 'n verhouding, 'n relasionele verhouding te wees met die Here en met mense. So wees op die uitkyk, waar kan jy goed doen vir ander mense? Die tweede ding is, jy moet ophou kla. Jy kry mos mense wat kla steen en been. Audrey Blunow skryf in 'n digbundel van haar, dis soos motreën. Hierdie klare sif deur murg en been, dit hou aan en aan en aan. Sy sê sy hou van 'n donderstorm, dis 'n kragtige ontlading, maar hierdie motreën klaarheid, dit maak dit lag. En vra maar vir mense, vra maar vir jouself, as mense, hoor maar wat jy self sê, hoe gaan dit met jou? Jong, ellendig. En eintlik het jy so baie seëning om te tel. Ons sing het. Tel my seëninge, jy ken ons dit. Een vir een. Die derde ding wat ek wil sê is, sien die mooi raak. Iemand het eendag die mooi ding gesê, as ek 'n mooi blom sien, dan verlang ek na myself. Maar om die mooi raak te sien, moet jy jou oë laat opereer, dat jy anders kyk na mense en na die lewe en die lewe daar buitekant en die natuur. Anders is daar soveel katarakke wat in jou oë kom, dat jy God se skepping nie meer gaan sien of waardeer nie. Vierde ding is, leef heilig. Ag, ons het 'n negatiewe konnotasie daaraan, want ons sal sommer iemand sê, hy is 'n ou skynheilige. Ons vertel vir die verhaaltjie van die seun wat by die hoof 'n getuigskrif gaan haal het. Ons is mos nou nie meer vandag, steur ons mos nie daaraan meer nie. En toe hy so wegstap, nadat die hoof dit vir hom gegee het, toe maak hy die koevert oop en hy lees die getuigskrif. En hy tog, maar dis vir hom vreemde woorde hierdie. En hy draai om en hy stap na die hoof toe. En hy sê, meneer, ek ken nie hierdie ou van wie jy in die brief praat nie. Die hoof sê vir hom, sorg dat jy so word. Sorg dat jy so word. Want die getuigskrif wat van jou en van my, wat voor God lê, is Jesus. Daarom sê Paulus in Galasiërs, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En hy sê verder, of ek leef en of ek sterwe, ek doen alles tot eer van die Here.
Vyfde ding. Getuig. Getuig is eintlik 'n regsterm. Jy vertel nie hoe sleg was jy vroeër en hoe goed is jy nou nie, want dan is dit soos die kleerling gesê het, confess jy of brag jy. Nee, getuig is 'n regsterm waar jy van die feite deurgee. Die grootste feit is Jesus Christus wat gekom het ter wille van die verlossing van jou en van my. Ek wil afsluit. Het God nog 'n plan met jou? Verseker. Daarom luister jy en kyk jy na hierdie opname. En ek sê dit vir myself ook. Ja, hy het nog 'n plan met my. Sy eerste plan is verlossing. Die tweede plan is om vir mense goed te wees. Die derde ding is om mooi te kyk na die lewe. Die mooi raak te sien. Die vierde plan is om heilig te lewe. Die vyfde plan is om te getuig. En die grootste persoon van wie jy kan getuig is van die Here Jesus Christus, of die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag die Here vir ons help. Amen. Ons bid saam. Here, ons raak maar baie keer so moedeloos. Dit voel of ons lewe uitrafel. Dit voel of ons niks werd is nie. Dit voel of die lewe 'n eentonige ritme is wat maak dat ek bestaan, maar ek lewe nie meer nie. Ek carpe diem nie meer nie. Ek pluk nie elke dag meer 'n roos nie. Ek bid vir mense by ons in die gemeente vir Stoffel, wat elke dag sy vroukie Adele gaan besoek en sy suster, en wat baie krag en energie en tyd uit hom uitvat. Vir sy broer, wat nou dood is, laasweek. Wil jy ook vir hom troos daarin? Dink aan Grita, wat ook kanker het, dat jy met haar sal wees, en die geweldige verskoning duiseligheid wat sy het, wees met haar. Verskoning. Ek bid dat jy met almal sal wees, in Jesus naam. Amen. Ek is verskriklik dankbaar. Ontvang met binne harte die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, want hy is 'n genadige God, God vol liefde. Die liefde van Jesus Christus, ons verlosser, wat jou en my liefhet. En die kragtige werking van die Heilige Gees, wat in en deur ons werk. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir almal wees. Totsiens.